Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Mense is desperaat vir inspirasie, soos hulle hierdie splinternuwe jaar ingaan en ek dink dis hoekom hulle dit doen. En miskien sit jy vanaand hierso en jy is dalk ook desperaat vir 'n bietjie hoop in jou lewe. Miskien het jy vanaand die moeite gedoen vir 'n paar partytjies neergesê of familiegoed om hier te wees vanaand want jy's desperaat vir hoop. Jy's desperaat vir enige grashalmpie om net aan vas te hou vir die jaar wat voorlê. Jy soek inspirasie vir die jaar. Nou, as dit jy is, dan wil ek vir jou sê, ek glo jy is op die regte plek en ek glo jy gaan vanaand hoop kry, ek glo jy gaan vanaand inspirasie kry en ek glo jy gaan vanaand 'n geleentheid kry vir 'n nuwe begin, 'n geleentheid kry om die verlede mee klaar te kry en klaar te maak soos ons aangaan. Nou, ek weet hierdie is baie laat in die aand, so gaan julle saam met my gou werk en iets saam met my doen. Okay, so kan ek jou vra om jou 2 vingers so te vat? Okay, en ek wil sê, ja, is mense wat laat dink, wat is dit nou, een of ander? Nee, sit dit net so op jou slape. Okay, sit dit so op. En dan wil ek hê jy moet nou baie diep terugdink aan laas jaar, presies hierdie tyd. 31 Desember 2024, maak nie saak of jy in die kerk was of by die huis was of waar jy was nie. Okay, maar hou hom daarso, en dan wil ek hê jy moet terugdink aan daai oomblik, so 1 uur voor middernag, voor die nuwe jaar aangebreek het. Dink baie diep en dan moet jy jouself die vraag vra, waarvoor het jy gehoop in 2025? Wat het jy gehoop gaan gebeur in 2025? Wat was jou verwagting gewees vir 2025? Julle kan dit maar afhaal, julle hoef dit nie met te doen nie. Van die mense, my hoop is dat ek dit kan ophou om dit te doen. By the way, as jy die eerste keer vanaand hier is, sê nie, hierdie is 'n freakie kerk, ons doen snaakse goed hierso, nie. Vra die ander mense wat gereeld is, ons doen dit nie baie nie. Maar in 'n geval, wat is dit waarvoor jy gehoop het in 2025? Wat het jy gehoop gaan gebeur presies 'n jaar terug? Wat was jou verwagting vir die jaar gewees? Dalk sê jy, weet jy wat, jy kan een teruggaan, ofwel, jy kan aangaan, miskien sê my verwagting, my hoop was gewees om vir die eerste keer my target gewig te bereik, en meer te oefen en reg te eet. Wie het in 2024 dit gesê? Steek gou jou hand op, wees eerlik vanaand in die huis van die Here. Baie dankie. Dankie. So, dis dalk wat jy gesê het nie. Dalk het jy gesê, ek hoop hierdie gaan 'n jaar wees wat ek die finansiële skip gaan omdraai. Okay, hierdie jaar is 'n jaar wat ek finansiëel weer op trek gaan kom. Miskien het jy gesê, nee, hierdie jaar wat verby is 'n jaar wat ek gaan geld spaar, uiteindelik, want hulle sê Suid-Afrikaners spaar nie, en ek gaan 'n neseiertjie opbou, ek gaan finansiëel weer op my voete kom. Miskien het jy dalk gesê, hierdie is die jaar wat ek my huwelik wil red, hierdie is die jaar wat ek aan my huwelik wil werk. Miskien het jy gesê, hierdie is die jaar wat ek wil verder gaan en ek wil graag 'n beter verhouding met my kinders hê. Miskien is dit die jaar dat jy gesê het, ek wil my gesondheid weer terugkry. Ek wil 'n geestelike comeback maak. Wie van julle het einde 2024 gesê, ek wil hierdie jaar geestelik groei wat voorlê? Wie het dit gesê? Ja, ek geweet julle gaan sê ja. Okay, ek gaan nie vra aan wie het toe geestelik gegroei nie. Ek wil nie jy moet jok nie. Okay, so ek gaan 'n geestelike comeback maak. Jy het in 2024 selfde tyd, selfde plek of 'n ander plek dalk gesê, dit is die goed wat ek hoop gaan gebeur in hierdie jaar wat voorlê. Nou terwyl jy besig is om aan hierdie goed te dink en dalk het jy gesê, wel ek hoop net ek gaan 'n beter jaar hê. Dis al wat ek hoop. Ek wil net 'n beter jaar hê as 2023. Terwyl jy dink aan dit wat jy gedink het 'n jaar terug, kan ek vir jou die volgende vraag vra. En daai vraag is, so hoe het dit toe gegaan? 2025. Jy het nou teruggedink aan hoe jy gehoop het dit gaan, hoe dit toe gegaan. Hoe verskil die expectation wat jy gehad het in 2025 van die experience wat jy gehad het in 2025? Dink aan, hoe het dit vir jou toe gewerk hierdie jaar wat verby is? Kan ek julle weer vra om te interact, terwyl die reën lekker val daarbo? Nou het ek nog die Suiderkruis gesien, nou reën dit. Teken van blessing. Kan ek vir die volgende vraag vra?
En julle moet nou respond. So as jy nou terugdink, nee. Wie van julle sal sê, weet jy wat, my jaar was presies soos ek verwag het dit gaan wees? Okay, diep in die een, jy's letterlik die enigste een nie, so Fred. Maar prys die Here, nee, dit wys vir jou, it's possible, nee. Wie sal sê my jaar was beter gewees as wat ek gehoop het? Baie beter. Hier's 'n paar. Wie sal sê my jaar was glad nie soos ek gedink het 2024, 31 Desember nie. Steek julle aan op. Okay, baie mense. En dan die laaste groep. Wie sal sê my jaar was baie erger, baie slegter as wat ek gehoop het dit gaan wees? Hier's 'n hele paar van julle ook. Ek het presies so gedink. Meeste van ons sê my jaar het nie gegaan soos ek gehoop het dat dit sou gaan presies 'n jaar terug nie. Nou, ongeag hoe jou jaar uitgedraai het, wat ek vanaand wil doen vir die kort tydjie wat ek met julle gaan gesels, is ek wil julle vat na die hartjie van die Ou Testament toe. Okay, en ek wil julle vat na die boek van Psalms toe. Psalms is eintlik 3 verskillende boeke, maar vanaand gaan ons gaan na een van hulle toe. En ons gaan vanaand kyk na Psalm 116. Vir elke een wat vanaand hier sit en sê my jaar was nie wat ek gehoop het dit gaan wees nie. En ek hoop nie die jaar wat kom gaan wees soos die een wat verby was, wat nie was soos ek gehoop het dit gaan wees nie. Vir elkeen van julle. Nou, die ding van Psalm 116 is, ons weet nie wie dit hom geskryf nie. Daar's theologians, scholars wat sê Psalm 116 is geskryf deur Dawid. Ek dink dit kon hy gewees het, ander sê nee, dis koning Hiskia, die Israeliese koning, maar die meeste mense sê ons weet nie regtig wie het hierdie Psalm geskryf nie. Maar kan ek julle sê, een ding wat ons wel weet van Psalm 116, is dat wie ook al hom geskryf het glad nie 'n goeie jaar gehad nie. Wie ook al hom geskryf het glad nie 'n goeie laaste paar jaar dalk gehad of 'n laaste seisoen in hulle lewe gehad nie. Hierdie persoon het eintlik, ek stel dit eintlik baie lig nie. Die persoon wat Psalm 116 geskryf het eintlik 'n train smash van 'n jaar gehad. En ek sien hier's 'n tannie wat sê, nee, ek weet, ek ken dit. En ek weet, baie van julle het ook deur 'n train smash gegaan. Ek weet, baie van julle het deur 'n baie moeilike jaar gegaan. Maar kan ek vir jou sê, ek glo hierdie persoon wat Psalm 116 geskryf het, sy jaar was erger as joune. En as jy jou ergste ding vanaand gaan noem, gaan hulle jou waarskynlik, gaan die skrywer jou waarskynlik kan one-up of upstage. So wat basies gaan gebeur. So kom ons kyk, wat sê die persoon wat Psalm 116 geskryf het oor hulle jaar. Kom ons begin op hierdie fantastiese hoë noot. Bande van die dood het my omring. Angs van die doderyk het my oorval. Is dit die woorde waaraan jy gedink het om 2025 te beskryf? Ek het jou gesê sy jaar was erger. Angs van die doderyk het my oorval. Vrees en verdriet het my oorweldig. Sien julle die woordie oorval en omring en oorweldig? En nie net alles begin met 'n o nie, alles is ook bad goed waaraan jy nie wil wees. En die woord oorweldig en oorval en omring is nie lekker woorde nie, nee. Was 'n bad jaar gewees. Hy sê, toe roep ek die Here se naam aan. Here, red my tog. Was daar iemand hierdie jaar gewees wat op 'n plek gekom het en gesê het, Here, red my asseblief tog net. Kan sien, is baie van ons, nee. Dis presies waar die skrywer van Psalm 116 was. Nou daar kyk jy na hierdie, en jy dink, soeg, dis seker maar poëtiese oordrywing. Het was seker nie so erg gewees nie. Ek kan vanaand vir jou sê, hierdie was nie poëtiese oordrywing nie, okay? Glad nie. Hierdie is regtig iemand wat hierdie woorde geskryf het wat aan die einde van sy roep gekom het. Wat aan die einde van sy roep gekom het, dalk soos jy een of ander tyd hierdie jaar ook aan die einde van jou roep gekom het. En soos ek nou gesê het, jy gaan dalk nie hierdie jaar beskryf as bande van die dood het my omring. Angs van die doderyk het my oorweldig. Vrees en verdriet is goed wat by my was nie. Dis dalk nie die woorde wat jy nou sou gebruik vir 2025 nie. Maar daar's dalk ander woorde wat jy sal gebruik. En daai woorde gebruik jy omdat dit vir jou voel. Ek het 'n paar keer amper aan die einde van my roep gekom. Dit was regtig vir my 'n tawwe jaar gewees. En vir van julle weet ek was dit. Dalk is die van julle wat ernstig siek was. Jy was dalk van julle wie se familie of geliefdes ernstig siek was. Hier's van ons weet ek wat voor 'n oop graf moes staan van 'n geliefde hierdie jaar. Dalk sit jy en sê, David, die goed wat met my gebeur het is veel dieper as dit. En jy weet mos, mense sê partykeer, ag nee, wat dood is 'n uitkomste. Dit wat ek deur gegaan, ek wens
jy weet, dood was op die menu gewees, maar dis baie erger as dit. Miskien het jy daar goed gegaan, miskien het mense met hulle modderpote deur jou lewe kom loop hierdie jaar. En jou lewe net vuil getrap en die mekaar gemaak. Miskien het die vyand al die stops uitgetrek in 2025 om jou geestelik te probeer vernietig. Miskien het jy keuses gemaak, miskien het jy onwyse of verkeerde keuses gemaak, dinge besluit wat jy dalk nie moes besluit het, wat jy goed ingekry het waar jy nie in moes wees, en jy sit vanaand dalk met die skuldgevoelens, of jy sit dalk miskien vanaand met daai gevolge wat jy in jou lewe moet dra as gevolg van dit. Weet jy wat, as jy vanaand dalk daar is, dan jy kyk terug op 2025 en voel dit dalk miskien vir die bodem van jou lewe het so 'n paar keer half gevoel of 'n uitval. Of die bodem van 2025 het so 'n paar keer amper uitgeval, en as jy terugkyk op hierdie jaar wat verby is, dan sit jy vanaand hier met min hoop. Jy sit vanaand hier met min vreugde. Jy sit vanaand hier so met nie regtig 'n groot verwagting nie, want jy dink by jouself, as hierdie jaar wat kom enigiets moet wees soos die jaar wat verby is, weet jy wat, dan is ek regtig nie vanaand vol verwagting nie. Ek is regtig nie vanaand so excited nie. Ek is baie versigtig. Ek sal nie sê versigtig optimisties nie, maar dit was net nie 'n nice jaar gewees nie. En dis dalk hoekom jy is soos ek nou gesê het. Miskien is jy hier vanaand omdat jy sê, dis wat my jaar was. Ek is nie pessimisties nie, maar ek hoop dit gaan beter as dit wees wat voor lê. En ek soek net 'n stukkie hoop. Ek sal nie enigiets gryp. Ek gaan nou nie na 'n kristalbal kyk wat in 'n paal afgaan nie, maar ek sal enigiets gryp om dit te doen. Weet jy wat, as die Psalm 116 se skrywer vanaand hier was, weet jy wat sou hy vir jou gesê, dink ek? Ek dink as jy nou oor jou jaar praat en hoe dit jou laat voel het en hoe dit jou eintlik sonder halfe verwagting los vir die volgende jaar, dink ek hy sou vir jou gesê het, ek verstaan waar jy is. Hallo, onthou jy bande van die dood, angs van die doderyk, I get it. Been there, done that, got the t-shirt. Ek verstaan waar jy is. Maar weet jy wat hy nog vir jou sou sê en wat hy wel vir jou gesê het, is in die volgende vers. Die Here is genadig en regverdig. Kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Die Here. Ja, jou jaar, ja, bande van die dood, ja, angstigheid, ja, verdriet en vrees en al hierdie goed, yes. Maar die Here. As dit net die jaar was, as dit net die omstandighede was, as dit net die track record, net hierdie goed was, dit is so, mens voel so, mens hierdie t-shirt in die kas, maar die Here. Moenie die Here uit rekening hou nie. Moenie die Here vergeet nie, maar die Here, wil ek vir julle sê hy vanaand, is genadig en regverdig. Ons God bewys barmhartigheid. En dan sit hy sommer vol stop daar, is dit nie mooi nie? Die Here beskerm die eenvoudiges. Ek was in nood, maar hy het my gered. Maar die Here se genade, die Here se goedheid, die Here se regverdigheid, die Here se liefde in my lewe. En jy hoor dit vanaand, jy kyk so na hierdie skrifgedeelte, en ek weet wat jy dink, jy weet ek kan mind reading doen. Nie rarig nie. Dat nie kan maar weer sit, jy hoef nie te gaan nie. So, ek weet wat jy dink. Joh, dis baie mooi, maar really. As ek na my jaar kyk wat verby is, ek hoor wat jy sê, maar dit voel nie rarig vir my so nie. Joe Black het 'n liedjie geskryf, voel jy die genade? En jy soos, nee. Ek hoor jy sing dit, ek hoor hy skryf dit, ek hoor jy sê dit daarby, maar ekskuus, ek het nie die barmhartigheid en die genade en die liefde en God se regverdigheid en al hierdie goeders ervaar nie. Ek het dit nie gevoel nie. I'm sorry. En ek dink as die skrywer hier was, hy in 'n dialoog met jou getree het en vir jou gesê het, "Jep, dit is so. Jy het dit dalk nie gevoel nie, maar dit beteken nie dit is nie daar nie." En miskien sê jy dalk, "Oh, really?" En dan sal hy dalk vir jou sê, "Really?" En jy sal sê, "Hoekom?" En dan sal hy dalk vir jou sê, "Want jy is steeds hier vanaand. You are still here." Jy is steeds vanaand hierso. Bande van die dood omring my, angs van die doderyk, verdriet en vrees en al die goed. Yes, dis 'n realiteit, dit het gebeur, die t-shirt is in die kas. Maar jy is vanaand hier in hierdie plek. So wil jy regtig, sê die skrywer, of wil jy regtig vir my sê dat God se genade en barmhartigheid en goedheid en liefde en regverdigheid nie vir jou deurgedraai het nie? I beg to differ.
Want as dit nie vir dit was nie, sou jy nie vanaand hier gesit het nie. Sou jy nie vanaand hier gewees het nie. Sou jy nie in die huis van die Here gewees het nie, sou jy nie vanaand hierna geluister het nie. As dit nie vir hom was nie, sou ons nie gewees het nie. Ten spyte van alles wat gebeur het, ten spyte van alles waartoe jy gegaan het, is jy hierso. En dit is as gevolg van die Here se genade en goedheid. So al het jy dit nie gevoel nie, al het jy dit nie ervaar nie, al het jy dit nie beleef nie, hier is dit vanaand, want jy is nog steeds hierso. Dis een ding wat ek vanaand as Dawie wil hê, jy moet verstaan van God se karakter. En dit is, dat sy barmhartigheid en sy liefde en sy genade en alles wat die skrywer van praat hierso, daai dinge skyn die helderste. Nie wanneer hy jou weerhou van moeilike omstandighede of weerhou van bande van die dood of al hierdie goed nie. Dit skyn nie die helderste as jy nie daardeur hoef te gaan asof hy jou opt-out uit dit gee nie. Sy genade en barmhartigheid en liefde en al die eienskappe wat Psalm 116 van praat, skyn die helderste in die manier waarop God by jou is en jou deurdra wanneer jy deur hierdie omstandighede gaan. Die manier waarop God jou weerhou. Nie weerhou nie, maar die manier waarop hy saam met jou deur dit gaan. Dis waar sy karakter die heel beste skyn. Baie mense sê, ja, maar as God liefde is en barmhartigheid en omgee, hoekom het ek deur dit gegaan? Dis nie die punt nie. Die punt is, hy was saam met jou gewees en hy het al die goed vir jou beskikbaar gestel toe jy deur dit gegaan het, tot so 'n mate dat jy nog steeds vanaand hier is, al het jy baie keer gedink, ek gaan nie die 31ste Desember sien nie. Wie het so gedink hierdie jaar? Ek weet nie of ek die einde van die jaar gaan sien nie. Ja, ons het dit gedink, nee. So almal het hierdie jaar persoonlike krisisse beleef, persoonlike mislukkings, persoonlike pyn wat ons moes deurgaan. Almal van ons voel die ekonomiese druk. Almal van ons voel die impak wat die afleggings het tot by Glencore en al die myne gebeur het hierdie jaar. Ons almal sien hoe besighede toemaak, ons almal sien ook hoe nuwe besighede oopmaak. En ek is soos, hulle moet iets weet wat ons nie weet nie, want dit is net nog 'n hypermarket en hyper. Verstaan nie goed gebeur nie. Maar ons almal het hierdie goed gesien en ervaar. Ons almal weet van die politieke onstabiliteit. Ons almal het dit experience en ons almal die misdaad en swak dienslewering en al die goed wat gebeur in ons land en in ons dorp en al die goed. Ons almal ervaar dit. Ons almal het dit beleef. En ons almal het ervaar hoe die skoen stywer druk as nog nooit van tevore nie in hierdie jaar. Maar weet jy wat, alhoewel ons as volgelinge van Jesus nie 'n golden ticket het nie, die wat lank in die gemeente is sal weer daarvan, ek praat baie daarvan. Alhoewel jy nie 'n golden ticket het nie, alhoewel jy nie hierdie get out of jail free kaartjie gehad het nie, want face it, ons as volgelinge van Jesus, die wat Jesus se volgelinge is, dink partykeer so, ek dien mos nou die Here, so ek moet 'n golden ticket hê. Ek dien die Here, ek moet 'n get out of jail free kaartjie. Ek behoort nie deur die goed te gaan nie, ek behoort nie die goed te experience nie, ek behoort nie die goed te ervaar nie. Maar weet jy wat, al het ons niks van hierdie goed ervaar nie, sê die skrywer van Psalm 116, weet jy wat het ons ervaar? Ons het ervaar hoe ons 'n God het, wat saam met ons in die vuur staan. Soos die Engelse ouens sê, a fourth man in the fire. En die van julle wat die Ou Testament ken sal onthou van die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego, né? En die 3 was in die vuuroond gegooi en toe staan 'n 4de man, 'n fourth man in the fire wat hulle gehelp het. So ja, jy het nie 'n get out of jail kaartjie gehad nie. Jy het nie 'n golden ticket gehad nie. Jy het nie 'n opt-out gehad nie, maar jy het 'n fourth man in the fire gehad wat jou deurgedraai het en jou gehelp het en sustain het sodat jy nog steeds vanaand hier kan sit en hierna kan luister. So die skrywer van Psalm 116 sê, fair enough. Okay, dit was 'n terrible jaar vir my en dalk vir van julle wat hier sit. Bande van die dood het my omring, angs van die doderyk, vrees en verdriet en angstigheid en al hierdie goeters. Ek was op 'n donker plek, but I'm still here. As dit nie vir die Here was nie, as dit nie vir sy barmhartigheid, goedheid en genade was nie, sou ek nie gewees het nie. Luister julle, sou daar nie 'n Psalm 116 gewees het in die eerste plek om te skryf of in die Ou Testament op te neem nie. En dan kom daar 'n beautiful wending in hierdie Psalm. En hy sê, as ek dan nou dink aan alles wat gebeur het en hoe die Here my deurgedraai het, dan is daar net een reaksie wat ek dan kan hê. Daar's verskeie reaksies, maar ek kies een reaksie. Ek kan resentful wees, ek kan bitter wees, ek kan kwaad wees, ek kan ongelukkig wees, ongelowig. Ek kan al hierdie goed wees, maar weet jy wat, as ek dink aan alles, kies ek een reaksie en daai reaksie
is dankbaarheid. En dan skryf hy die volgende woorde in vers 7, hy sê, na al die dinge, hy sê, nou kan ek weer gerus wees, want die Here was goed vir my. Nou kan ek weer gerus wees, want die Here was goed vir my. Ja, bande van die dood het my omring, al die goed. Die Here het my uitgehelp toe ek hom aangeroep het. En weet jy wat? Nou kan ek gerus wees. Hoekom? Wat sê hy so? Want die Here was vir my goed. So ek kies dankbaarheid. Het hy 'n great jaar gehad? Nee. Maar wat sê hy? Ten spyte van alles wat gebeur het, I had a fourth man in the fire. En as gevolg van die feit dat hy daar was, dat hy saam met my was, dat hy my deurgedra het, kies ek dankbaarheid in sy goedheid. En omdat ek dankbaarheid kies in sy goedheid, tot wat lei dit weer? Dis so chain reaction. Tot wat lei dit? Nou kan ek gerus wees. Nou kan ek berusting hê. Nou kan ek hoop hê. Nou kan ek in die nuwe seisoen van my lewe met hoop ingaan. Nou kan ek vrede hê, kan berusting in my hart hê, omdat ek weet as hy hier was hierdie jaar, sal hy sekerlik daar wees volgende jaar. So sien jy wat het hier gebeur in hierdie ou se lewe? Sien jy wat met hier gebeur in jou lewe? Ek wil dit vir jou lees. En dit is, hoop vir die nuwe jaar word gevind in dankbaarheid vir die afgelope jaar. Waar kry jy hoop vir 2026? Waar kry jy rustigheid en vrede vir die jaar wat voorlê? Al weet jy nie wat gaan gebeur nie, en kan ek jou sê, daar gaan weer drama wees. Daar gaan weer moeilikheid wees. Daar gaan the good, the bad en the ugly wees. Ons kan nie enige irrasionele denke vanaand en dink dit gaan net goed. Dit gaan nie net goed gaan nie. Dit gaan soos elke jaar wees. Maar weet jy wat is die verskil? Jy gaan hierdie jaar uit en jy weet, God was saam met my gewees. En weet jy, as hy my deur hierdie jaar kon gevat het, dan kan ek net vir hom sê dankie vir sy daar wees, sy goedheid, sy guns, sy barmhartigheid. Ek gaan dankbaarheid kies en dit gee vir my berusting. Hoop vir die nuwe jaar word gevind in dankbaarheid vir die afgelope jaar. En wanneer jy kies om dankbaar te wees vir hierdie jaar, in plaas van om vol resentment te wees, of ongelukkig, of neerslagtig, of moedeloos, of wat ook al dit mag wees, as jy dankbaarheid vanaand kies, weet jy wat, dan gaan jy dieselfde as hierdie psalmskrywer kan sê, jy gaan sê, weet jy wat, skielik het ek rustig geraak, skielik het ek berusting gekry in die Here se goedheid. Wat beteken dit? Wanneer jy kies om te fokus op die Here se goedheid, in plaas van die sleg wat met jou gebeur het, wanneer jy kies om te fokus op dit wat God jou gehelp het mee, in plaas van dit wat nie uitgewerk het in jou lewe nie, wanneer jy kies om te fokus op God wat jou deurgedra het, in plaas van die feit dat hy jou dalk nie gespaar het daarvan nie, wanneer jy 'n attitude of gratitude kies, dankbaarheid bo bitterheid, vergenoegdheid bo vrees, waardering bo murmurering, dan kom daar hoop in jou lewe in, dan kom daar berusting in jou lewe in, dan kom daar vrede in vir 2026. So daarom glo ek die beste ding wat jy kan doen op 'n aand soos hierdie, 'n oujaarsdag aand soos hierdie, ek dink die beste ding wat jy kan doen om jouself te posisioneer vir 2026, om hierdie jaar met al twee hande aan te gryp, en soos daai ou in Dead Poets Society sê, Robin Williams, to suck the marrow out of this year, is om vanaand te kies om te fokus op die goedheid van die Here hierdie jaar wat verby is. Want as hy hierdie jaar vir jou goed was ten spyte van alles, is die kans pretty goed dat hy vir jou sal goed wees in die jaar wat voorlê. Skielik kan jy rustig wees. Ek weet nie wat hierdie jaar vir my inhou nie, en jy weet ook nie wat dit vir jou inhou nie. Ons weet wie saam ons gaan. Ons weet wie by ons is. En as hy by my deur alles hierdie jaar was, sal hy saam met my wees in die jaar wat voorlê. En hy is dalk miskien nog iemand, ek het jou dalk nog nie heeltemal oorreed nie. Jy sit en sê, Davie, maar verwag jy regtig vir my dankbaarheid? Jy argumenteer met my in jou kop. Regtig. Fair enough, is 'n goeie vraag. Maar kan ek vir jou ook 'n vraag vra, as dit jy is? Watter alternatiewe het jy? As dit nie dankbaarheid gaan wees nie, wat gaan dit wees? Woede? Onvergenoegdheid? Ongelukkigheid? Resentment? Bitterheid? Haat? Ongeloof? Dink jy regtig dit gaan jou posisioneer vir 'n fantastiese 2026? Ek dink nie so nie. No way.
So wat se alternatiewe het jy as dit dan nie dankbaarheid gaan wees nie? Want hierdie ou kon gefokus het op bande van die dood en die angs van die doderyk en al daai gesê, o, pity party gooi en is terrible en sleg en ek weet net alles gaan sleg wees hierdie jaar en dit gaan bad wees en so, maar hy sê, weet jy wat, ja, dit is die realiteit, maar kies om te fokus op die goedheid van die Here. Weet jy hoeveel dankbaarheid vir jou gaan doen in 2026 en weet jy hoe jy opgestel gaan wees vir 'n great 2026 as jy kies om dit met dankbaarheid in te gaan vir die jaar wat verby is, ten spyte van die jaar wat verby is. Nou gaan vir 'n oomblik vir jou sê hoe jy dit kan doen, maar voordat ons dit doen wil ek 'n laaste vraag vir jou vra. En daai vraag wat ons saam mekaar moet vra is so, hoe lyk hierdie dankbaarheid? Miskien het ek jou dalk oortuig al en sê, okay, nee, ek hoor dit jy sê, ek gaan kies om vanaand dankbaar te wees vir die jaar wat verby is. Nie vir wat gebeur het nie. Nie vir dit wat gebeur het of dit waartoe ek moes gaan nie, maar vir die een wat saam met my was terwyl dit met my gebeur het of in dit alles wat gebeur het. Ek gaan dankbaarheid kies. So, hoe lyk dit? Is dit 'n gevoel? O, Here, ek is so dankbaar. Ek is so dankbaar. Is dit mooi woordjies wat jy sê? Wat beteken dit fisies om dankbaar te wees? Gee jy vir die Here iets? Kom jy bietjie meer kerk toe? Skuif jy jou tiende op met 'n persentasie? Wat beteken dit nou, nee? Is dit iets wat jy sê? Is dit iets wat jy voel? Is dit iets wat jy vir God opoffer? Wat is dit? Wel, hierdie skrywer het presies dieselfde vraag gevra. In vers 12, Psalm 116 vers 12 sê hy sê, hoe kan ek die Here ooit vergoed vir al die goeie dinge wat hy vir my gedoen het? So dankie Here, ek kies dankbaarheid vir u goedheid hierdie jaar. En ek weet dis daai wat my gaan momentum gee, maar hoe kan ek vir u dankie sê vir hierdie jaar? As ek dan nou dankbaarheid kies, hoe lyk dit in praktyk? Daar's 'n ander skrifgedeelte, Psalm 50, 'n ou met die naam Asaf, het dit geskryf. En Asaf het hierdie volgende woorde, profetiese woorde van God neergeskryf. God het dit vir hom gesê. Hoor wat sê die Here hierso. Dis soos daai baie ryk mense wat jy voor gaan kuier en 'n geskenkie voor moet gee en jy het geen idee wat gee vir iemand wat so ryk is nie. En wat gee vir iemand wat 6 huise het en 10 vliegtye en jy weet wat 'n biltongryker, wat gee jy? God sê, ek wil geen jong bul uit jou stal hê nie, of bokke uit jou kraal. En moet ek vir die Here 'n bok gee, moet ek 'n bul gaan offer, wat moet ek doen? Hy sê, want al die diere in die bos is myne, die wild op 1000 berge. Gaan jy vir my kudu gee, 'n buffel, nice, almal is myne op 1000 plase. Ek ken al die voëls van die berge, ja, ook die Nyasnaluri. Al wat roer op die veld is myne. Die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. So, wat wil jy nou weer vir my gee? Wat wil jy vir my gee? Wat kan jy vir hom gee? Dankbaarheid is nie 'n gevoel nie, is nie om vir God ietsie te gee nie, dis nie om vir God te treat met iets of om meer ietsie vir hom. Weet jy wat sê beskrywer van Psalm 116, wat is dit? Hy sê, dis iets wat ek gaan doen. En een ding wat hy ons leer wat so profound is vir my, is dat dankbaarheid is nie 'n gevoel of 'n geskenk nie. Dis 'n reaksie. Dis 'n aksie wat jy neem. Dis iets wat jy vir God doen. Dis iets wat jy in jou lewe inbou. Hy sê, okay, so Here, U was goed vir my. Ek is dankbaar. So, hoe gaan ek vir U dankie sê? Ek sal die beker van redding optel en die naam van die Here aanroep. My geloftes aan die Here sal ek betaal in sy teenwoordigheid, in die teenwoordigheid van sy hele volk. Hy sê, daar's drie maniere waarop ek vir God my dankbaarheid gaan demonstreer. En julle soos ons 2026 ingaan, en jy het vanaand dalk die besluit gemaak en gesê, ek kan verbitterd wees oor my jaar, ek kan ongelukkig wees, ek kan 'n pity party gooi, ek kan myself jammer kry, niemand is lief vir my nie, ek gaan 'n wurm eet, daai goed, verstaan, ek kan dit doen, maar ek kies dankbaarheid, soos hierdie ou. Nie vir wat gebeur het nie, want really, daar's niks wat gebeur het wat ek bly is oor nie, maar dat God saam my was in dit alles. Wat is dit wat jy kan doen om dit aan God te demonstreer? Want jy kan vir hom niks gee nie. Okay? Die eerste ding wat hy vir ons noem hierso wat jy kan doen, as jy vanaand hier sit nie, is nie 'n kerkmens nie. As jy vanaand hier sit en jy is nie 'n Christen regtig nie, iemand het jou saamgesleep want jy kuier by hulle vir hierdie tydperk en jy kan nie alleen by die huis bly nie, so nou is jy saam hulle hier vanaand. So wie ook al, wat ook al dit mag wees, en jy is eintlik half nie heeltemal iemand wat hierdie doen nie. Okay. Dan wil ek vir jou sê, die eerste ding wat die Here deur hierdie skrywer van Psalm 116 sê vir ons, is
om die beker van redding op te tel. Jy sit dalk hier en jy sê, wat kan ek doen om vir die Here dankie te sê? Hoe kan ek dit demonstreer vir hom? Hy sê vanaand vir jou, tel die beker van redding op. Wat is die beker van redding? Die beker van redding is die redding van jou siel en die vergifnis van jou sondes. Dis om 'n vriend van God te word. Dis om 'n persoonlike verhouding met God te hê. Dis waar dankbaarheid begin. En dit is waar hoop ook begin. So as jy nog nooit daai keuse gemaak het, as jy nog nooit daai besluit geneem het en sê die Here Jesus vanaand vir jou, tel die beker van redding op. Tel die ou vertaling sê die beker van verlossing op en kom drink in God se vergifnis, God se vryspraak, God se nuwe lewe. God se Heilige Gees wat hy vir ons gee. Kom drink dit in. En as jy mooi onthou en terugdink aan die kruisigingsverhaal, die wat in die kerk groot geword het sal dit ken en selfs die wat nie in die kerk is nie sal dit ook onthou van die Sondagskool af. So toe Jesus in die tuin van Getsemane is, wat sê hy? Here, laat hierdie beker verby my gaan, maar nie my wil nie, u wil. Wat 'n beker? Daar was nie 'n fisiese beker in die tuin gewees nie. Dit was die lydensbeker gewees. Hierdie pyn, hierdie suffering en nie net dit nie, die toren is 'n ou Afrikaanse woord vir God se woede teenoor sonde, die straf vir sonde. Want die Here was nie bang gewees om aan die kruis te sterf nie. Julle, daar's mense wat met blydskap hulle lewe vir Jesus gegee het lank na Jesus op brandstapels verbrand is, wat nie bang was nie. Jesus was nie bang vir die fisiese kruis gewees nie. Wat was dit? Hy het geweet ek gaan daai beker drink. En Jesus het in die tuin van Getsemane in die beker van God se oordeel gedrink en straf teen sonde en al hierdie goeters het hy gedrink. Nie fisies nie, maar dit het geestelik met hom gebeur. Sodat hy vanaand die beker van redding na jou toe kan uithou. En vir jou kan sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Gee my jou lewe. Gee alles vir my vanaand. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek wil jou weer 'n vriend van God maak. Dit wat tussen jou en God gestaan het, naamlik sonde. Ek wil al daai goed kom wegvat en ek wil jou weer 'n vriend van God kom maak. Psalm 116 sê die ou vir ons, wat kan jy doen? Drink uit hierdie beker uit, as jy regtig jou dankbaarheid teenoor God wil bewys. Die tweede ding wat hy sê, is hy sê, om die naam van die Here aan te roep. Ek sal die naam van die Here aanroep. Dalk het jy die beker van redding gedrink, die beker van verlossing. Jy het daai stap al gevat. Jy is gered, jy is 'n vriend van God, jy is 'n kind van God. Weet jy wat sê hy vir die volgende ding wat jy kan doen hierdie jaar, vanaand en van vandag af vorentoe, is om die Here se naam aan te roep. Wat beteken dit? Dit beteken om vanaand te declare en te sê ek is ten volle afhanklik van die Here. Ek gaan sy naam aanroep vanaand aan die einde van hierdie jaar, aan die begin van 2026 en ek gaan totaal afhanklik wees van God. Gaan sy naam aanroep. Ek gaan my vertroue in hom stel. Ek gaan afhanklik van hom wees. Ek gaan nie op my eie naam staat maak nie. Ek gaan nie op iemand anders se naam staat maak nie. Ek gaan die naam van die Here aanroep. En dan die laaste ding, die derde ding wat hy sê hierso, wat jy kan doen is om die geloftes van die Here te betaal. Dit is half 'n Ou Testamentiese deel, maar weet jy wat hy hierso sê? As hy sê 'n derde ding wat jy kan doen om jou dankbaarheid aan God te demonstreer vanaand en in die jaar wat voorlê wat regtig vir jou gaan hoop bring, is om toegewyd aan God te wees. Om jou commitment aan God te hou. Om te sê, ek gaan hierdie jaar nie net die naam van die Here aanroep op volkome op hom vertrou nie. Ek gaan nie net volkome op hom staat maak nie. Ek gaan nie net totaal afhanklik van hom wees, en nie van myself of my geld of my naam of my empire of wat ook al nie. Ek maak vanaand ook my dankbaarheid aan hom bekend deur te sê, Here, ek gaan hierdie jaar myself toewy aan U. Here, ek gaan getrou wees aan U. Ek gaan getrou wees, Jesus, ek gaan U volg. Ek gaan toegewyd wees aan die opdragte wat U vir my gee, en die grootste van alle opdragte is wat? Matteus 28:19. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Here, ek gaan uit daai beker uit drink vanaand. Here, ek gaan U naam aanroep.
U naam gaan die hoogste plek in my lewe hê. Here, ek gaan my geloftes aan U betaal voor die hele volk. Ek gaan so toegewyd wees aan U dat almal dit sien en ervaar en beleef. Ek gaan toegewyd wees aan my calling, ek gaan toegewyd wees aan my bediening, ek gaan toegewyd wees daarin om U te volg, Here. Ek gaan toegewyd en dedicated wees en committed wees om agter U aan te stap. En soos ek altyd vir julle sê, maak nie saak waar jy in jou geestelike reis is nie, begin net om Jesus te volg. En soos jy hom volg, gaan dinge vir jou begin gebeur. Okay? Soos jy hom volg, gaan die Here vir jou uitsorteer. Hy gaan jou help met al daai goed wat jy struggle mee. Jy hoef nie perfek te wees of reg te wees of eers op 'n sekere level te wees to follow him nie. Nie een van die disippels was nie. Petrus het eers later in die boot gesê, ek is 'n sondaar. Hy was al toe saam met Jesus in die boot toe hy dit besef het. Just follow him. Here, ek gaan toegewyd wees. En as jy vanaand op daai plek is, as jy op 'n plek van toewyding is, op 'n plek waar jy sy naam aanroep, as jy vanaand sê, Here, ek is dankbaar vir U goedheid en ek gaan dit wys, dan wil ek vir jou sê, die Here gaan vir jou 'n jaar gee vol hoop. 2026 gaan al sy ou goedjies maar weer hê, trust me. Jy gaan nog baie terugdink aan hierdie aand en sê, ja, hy het dit gesê daai aand. Maar ten minste weet jy wie saam jy. En ten minste weet jy, soos hy jou gehelp het, sal hy jou weer help. Dus kan ons vanaand by hierdie ou aansluit, wat Psalm 116 geskryf het, kan ons vanaand sê, Here, ons kies dankbaarheid vir hierdie jaar, ten spyte van die jaar. En ons kies om dit te demonstreer op hierdie maniere. Mag die Here vir ons help om dit te doen. En dankie Here vir U woord, en ek bid Here dat U regtig dit in elkeen van ons hart sal bewaar. Ek bid Here Jesus dat soos vanaand hier sit en die ou jaar uitgaan, nuwe jaar binne gaan. Here, dat ons regtig vanaand net sal kies om dankbaar te wees vir die jaar, vir U Here in hierdie jaar. Ja Here, soos die skrywer sê, het was bande van die dood en al hierdie goed het gebeur. Maar die dankbaarheid is nie gefokus op dit nie, dis op die een wat saam my was en dit alles in my deurgedraai het, want hier sit ons nog vanaand, nie een van ons wat hier sit kan sê, hy het nie, want hier is ons. Ons het die dag, die lig van 'n volgende dag gesien, ons het die einde van die jaar toe gesien, hier is ons, en is alles te dank aan U. Maar Here, as dit waar is van hierdie jaar, is dit verseker waar van 2026. En ons sê vir U dankie Here. Ons gaan uit daai beker uitdrink, Here, ons gaan U naam aanroep hierdie jaar, en Here, ons gaan ons geloftes betaal, ons gaan toegewyd Jesus volg, en ons gaan toegewyd dit volg wat U vir ons gesê het, om U in te volg, en U opdragte committed aan te bly. Help vir ons met hierdie jaar, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.